Hallo, my naam is Elrika Esterhuizen en vandag gesels ons oor hoe jy 'n Bybelstorie vir kinders kan aanbied. Nou, Bybelstories is deel van ons bediening en ons wil deur die vertelling daarvan help dat vandag se kind wat hierdie skoentjies dra, in die skoene van die Bybelse karakters inklim en so dit wat hulle ervaar en daaruit neem, kan deel maak van hulle voetstappe van die môre. Maar hoe vertel ek 'n storie vir almal om hulle aandag te behou? Voordat jy die storie vertel, is daar 'n paar belangrike punte wat jy moet onthou. Eerstens is dit belangrik, al vertel jy die Bybelverhaal, dat die kinders die Bybel sien, sodat hulle heeltyd daarvan bewus is dat ons besig is met 'n Bybelstorie. As jy vir hulle dit in 'n eenvoudiger teks vertel, sit jou voorbereiding in 'n A5 formaat in jou Bybel. Tweedens is dit belangrik dat jy jou storie goed moet ken, sodat jy dit nie woord vir woord hoef te lees nie. Sorg dat jy die kernpunte van die storie goed genoeg en in goeie volgorde ken. En derdens, moet jy jou storie glo. Die groep met wie jy werk, moet deur jou passie en entoesiasme wat jy die storie vertel, weet dat jy die storie glo wat jy vertel. Nou hier is 'n paar maniere om jou te help. Eerstens, maak gebruik van visuele hulpmiddels. Gebruik visuele hulpmiddels om jou te help om die Bybelstorie te vertel. Hulpmiddels soos besempoppe, viltborde, sandboks, prente, poppekaspoppe ensovoorts. Dit kan effektief gebruik word om jou stories te vertel. Besoek gerus www.kiekskinders.co.za vir meer inligting hieroor. 2. Speel die storie uit. Nou gebruik jou groep om die storie uit te speel. Gee aan elke kind 'n item wat hom of haar met daardie karakter in die storie kan identifiseer. Soos byvoorbeeld, gee 'n stuk perslap vir die meisie wat Lydia vertolk. Soos wat jy die storie voorlees, speel die groep die storie uit. Nou, om besempoppe te gebruik om Bybelstories op te voer, is een van die effektiefste maniere om die groep te betrek. Die deelnemers hoef nie eers van vooraf te oefen nie. Gebruik jou stem, is die derde punt. Maak gebruik van jou stemtoon om die storie dramaties te vertel. Fluister as iets saggies gebeur en skree as die karakter sou skrik. Oogkontak is baie belangrik in hierdie storievertelling. 4. Neem deel aan die storie. Nooi jou groep uit om deel te neem aan jou storie. Hulle kan by sleutelwoorde geluide maak, 'n beweging maak of jou bevele op 'n kaart gehoorsaam deur byvoorbeeld soos die wind te blaas as vir 'n storm of te huil as dit hartseer is. 5. Lê die storie vas deur vrae. Maak gebruik van oop vrae om jou storie vas te lê. Oop vrae is vrae wat nie 'n ja of 'n nee antwoord het nie. Byvoorbeeld, hoe sou jy gevoel het as jy saam met leeu's in 'n hok gegooi moes word? Dit laat die kinders vir 'n oomblik dink aan daardie situasie en maak hulle meer deel aan die storie. 6. Gebruik 'n aktiwiteit om die storie vas te lê. Dit is belangrik om na afloop van 'n Bybelstorie 'n aktiwiteit te doen wat die verhaal en die boodskap hersien, vaslê en versterk. Op hierdie wyse word die groep deel van die verhaal en onthou hulle makliker feite, name en kernboodskappe van die les. Dit is belangrik om te onthou dat daar is geen regte en verkeerde manier om 'n Bybelstorie te vertel nie. Jy weet wat vir jou as kategeet gaan werk of nie. Jy moet gemaklik wees daarmee. Gebruik die hulpmiddels en tegnieke tot jou beskikking om die storie te vertel, sodat die kinders in die skoene van die Bybelse karakters kan klim en op 'n ervaringsreis kan gaan wat hulle kan deel maak van hulle lewens. Mag elke Bybelstorie ook vir jou as kategeet 'n nuwe ontdekkingsreis wees en mag jy en jou groep saam die rykheid van elke storie ontdek en beleef. Julle kan nou in julle groepe gesels oor hierdie volgende vraag.